Welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is Woensdag 4 Maart. Ons is pelgrims op weg na die uitblaas van die derde lydenskers. En vandag staan ons stil by Psalm 121 en ons gaan dit lees uit die 1983 vertaling. Ek nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik van lig en lewe. Here, bring my gedagtes tot rus. Help my om na U te kom, sonder om op my eie kragte staat te maak, sonder om te dink dat ek op my eie voete moet staan. Eerder, Here, buig ek af op my knieë voor U as my enigste beskermer. Amen. Psalm 121, 'n pelgrimslied. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Bedags beskerm die Here jou teen die son en snags teen die maan. Die Here bewaar jou van alle gevare. Hy beskerm jou lewe. Die Here beskerm jou waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Die pelgrim van hierdie psalm vra een van die mees universeel eg menslike lewensvrae. Waar kom my hulp vandaan? Een pelgrimstog behels dikwels 'n uitmergelende roete na een of ander heilige eindbestemming, dikwels op 'n bergtop van een of ander aard. Die pelgrim is dalk hier aan die einde van die reis met die laaste berg wat voor hom lê. Of dalk lê die berge ver op 'n afstand en oorval die grootsheid van die uitdaging hom voordat hy die eerste tree van die reis kan gee. Die geskenk van die berg en enige uitdaging groot genoeg dat dit jou knieë laat knak, is dat dit jou konfronteer met jou weerloosheid, met die moontlikheid van mislukking, dat dit jou klein laat voel, en selfs in jouself laat twyfel. Dit klink dalk nie soos 'n geskenk nie, maar dit is. Want om te vra vir hulp is nie maklik nie. As moderne mense leef ons lewens wat getuig dat ons diep oortuig is van ons eie kragte, of ten minste alles in ons vermoë doen om te wys dat ons op ons eie voete kan staan, selfs al wankel ons. Maar disippelskap is nie DIY nie. Dis dra mekaar se laste. Om jouself aan die voet van 'n berg te bevind, onseker waar jou hulp vandaan kom, is 'n goeie plek. Dis waar jy die afdraaipaadjie na die onbekende heiligdom sal vind. Jy moet net mooi kyk, want dit kruis met die omdraaipaadjie na die bekende gemaklikheid waar jy niemand nodig het nie, selfs nie eens vir God nie.
Kort op die hakke van die eerste geskenk van die berg, kom die tweede. Verwondering. Die pelgrim kyk op na die berg, maar nie met angs nie. Eerder met 'n asemberoof weens die indrukwekkende skoonheid van die hemel en die aarde. Dit is hierdie verwondering wat hom diep bewus maak van God, wat nie net die skepper van die hemel en die aarde is nie, maar die eintlike rede vir waarom hy homself aan die voet van die berg bevind. Hy is immers op 'n pelgrimstog, op weg, op soek na 'n ontmoeting met God. En soos hy die berg stap, en die berg sy weerloosheid ontbloot, met voete wat struikel, bene wat smag na slaap en rus, op die spoor van wilde diere langs skerp kraanse met gevaarlike afgronde, met die son wat brand, en die donker maan wat onheilspellend dreig, vervul die verwondering van God hom meer en meer. Soveel anders is God, as hy die pelgrim op die berg. God struikel nie, God slaap nie, God byt nie, God val nie, God brand nie, God bedreig nie. God beskerm en God bewaar. Lydenstyd nooi ons, nee eerder, lydenstyd leer ons om doelbewus die berg te kies, om die hoogtes aan te durf, om gemaklik te word met die ongemak, om te vra vir hulp, om te bid, om te vertrou, dat selfs al kom niemand tot jou hulp nie, echo die berg sy ewige trou. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, en laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons op die vergewe wat teen ons oortree. En laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.